Goeiedag, baie welkom op hierdie reis. Ons is besig om geformeer te word deur God se woord in ons lewe in te werk. En ons spandeer hierdie week tyd met 'n teksgedeelte uit Romeine 8. Nou ek onthou as 'n student wat teologie swat het 'n dosent vir my gesê, jy's baie braaf om uit Romeine 8 te probeer preek. Ek het gedink hy het bedoel want dit is so moeilik. Maar hy sê toe nee. Dis omdat dit so 'n ryk teks is. Jy gaan vir ewigheid om preek. En dit is so. Dit is 'n wonderlike skrifgedeelte, 'n wonderlike hoofstuk in God se woord. En hierdie week sit ons een voet in die teks. Maak ons harte oop om te hoor wat die Here vir ons wil sê, ons wil leer oor die lewe. Maar met die ander voet, ook met die idees oor die lewe waarmee ons leef. En spesifiek die idee dat alles gebeur met 'n rede. Ons lees saam soos die skrif op die skerm verskyn. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid. Ons is immers verlos in hoop. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die mite, die idee dat alles vir 'n rede gebeur, bewerkstellig 3 patrone van denke by ons. Die eerste een, ek is immuun. Slegte doen goed behoort nie met my te gebeur nie, want ek is 'n volgeling van Jesus. Hy het die dood oorwin, so alles moet goed gaan, altyd reg gaan. Ek is in beheer. So ek het redes vir alles nodig wat in my lewe aan die gang is. Ek het antwoorde, dit moet my toekom. Ek meen, ons sit eise in teen mense en organisasies wanneer dinge nie goed verloop nie, want ons is in beheer, ons moet 'n antwoord kry. En die derde een, ek is oorgelewer. Ek het eintlik nie 'n sê nie. Die Here beheer alles, ek is soos 'n robot wat maar net moet sluk wat oor my pad kom. Nou ek weet die tyd toe ek die swaarste gekry het, in lyding en in seer, het hierdie vraag oor waar is die Here in alles, in rampe in die lewe, in die moeilikheid in die lewe. Ek het die swaarste gekry toe ek al hierdie dinge met my kop wou uitredeneer. Toe ek God en die wêreld en mens en goed wat gebeur in netjies 'n boksies wou inpak of wou eerder eintlik wou forceer. En ek het besef God werk nie so nie. Die lewe werk nie so nie, mense werk nie so nie. En as mense my vandag vra wie God vir my is, dan is 'n groot deel van my antwoord, hy's 'n misterie. Ek kan eintlik so min van hom en wat hy doen en wil doen verklaar, woorde ontbreek. Maar hy is die misterie wat by my is en wat in my lewe betrokke is. Hy's lief vir my. En al kom daar ook goed, slegte goed oor my pad, beteken dit nie dat sy liefde vir my net opgehou het of minder geword het nie. Ek het ook nie verklaringe vir alles wat in die wêreld en in mense se lewens en in my lewe gebeur nie. En ek probeer nie goedkoop antwoorde verskaf vir mense in hulle hartseer en pyn nie, want ek het al aan die ander kant beleef hoe dit is as mense dit doen met my. Ek probeer nie meer mense so maklik in boksies van goeie of slegte mense sit nie. Ek besef in die meeste mense is daar beide goed en kwaad, net soos daar in my goed en kwaad is. Maar die kernwoorde van Romeine 8 is dit, dat God vir ons is. Dis die boodskap van hoop, wat ons hoor en wat na ons toe kom.
Ek wil nie as die storm of die krisis of die diep smart of die verlies oor my pad kom, eers te weet hoekom dit goed met my gebeur nie. Ek wil weet, gaan God daar wees vir my? Daar's dikwels nie antwoorde in daai vraag van hoekom nie en waar nie. Wat ek wil weet is God by my en gee hy om vir my? As die storm kom, wil ek weet ek's nie alleen in die bootjie nie. Nou dat God vir ons is, dat God vir my is, beteken die Gees staan my in my swakheid by. Dit is wat Paulus sê in hierdie hoofstuk. As ek onseker oor my pad is of oor my keuses is, as ek nie weet hoe of wat ek moet bid nie, is die Gees by my en vir my by God. As my hartseer of verlies so groot is, dat ek nie weet hoe ek sal voortgaan nie, sal hy nie net vir my pleit nie, maar my ook troos. Dat God vir my is, beteken Jesus pleit of bid vir my, waar hy aan die Vader se regterhand sit. God sit nie agter alles in my lewe nie. Hy veroorsaak nie die pyn nie, maar hy's wel in alles in my lewe. Hy's met ander woorde in alles by my betrokke. Hy is ook in die geskiedenis van die wêreld betrokke. God veroorsaak nie al die pyn nie, maar hy sal my deur my nood dra. Dit het my nog altyd gedra. Maak nie saak hoe sleg die goed in my is of om my is nie. Hy sal my nie los nie. En dit is die woord van bemoediging wat ek vandag vir jou weer wil aan herinner. Jy's nie alleen nie. Die gebrokenheid, die dood, wen nie. Die Here het jou nie gelos nie. Hy is daar met jou. Hy sien nie net jou trane nie. Hy huil ook saam met jou. En ek hoop dat hierdie woorde jou sal nooi om vandag aan jou eenkant kom. So eerlik soos wat jy kan, net by hom te wees. Daardie kreun verlange in jou, dat dit behoort nie so te wees nie, hierdie is nie reg nie, om dit aan hom te verwoord. En dan om toe te laat om saam jou te voel, om jou te versterk, jou te troos, met die woorde, jy's nie alleen, ek is met jou. En Here, dit is ons gebed, dat ons dit kan ontvang, dat ons net by U kan wees. Mag die Gees in ons kom, ons bemoedig, vir wat ook al ons in die gesig staar vandag. Ons het U nodig, in Jesus naam. Amen.